Belangstelling in skeieregters kom uit my speeldae al, maar nadat ek beserings opgedoen het ek in 1981 tydens my studiejare besluit om die vletjie voltyds op te neem en toe by Kossies Rugby begin en ek is baie trots op daai Matie Kossies Rugby trui wat ek gedra het by verskeie provinsies en instansies geblaas. Koetsenburg Klub en Maties ondersteuners, ons het op verskeie fronte met die Matie Klub betrokke gewees. My skoonpa se fluitjie wat ek later aan gebruik het, toe ek self geblaas het. My eerste amptelike provinsiale trui van die WP skeieregters. En uiteindelik het ek dan ook 'n provinsiaal wedstryde besigtig. En na 'n hele paar jaar se blaasery in die WP en in Transvaal en in die Boland het ek ook na besering betrokke geraak by die evaluering van skeieregters. Hier is 'n voorbeeld van die evalueringsvorm wat ek gebruik. Dit is 'n voltooide vorm van hoe die wedstryd verloop het en hoe die skeieregter dit hanteer het. Hieronder is die aantal strafskoppe. En op grond hiervan kan jy nou tendense bepaal. Dis 'n handige hulpmiddel vir die ontwikkeling van skeieregters. Vertel asseblief vir ons, wat is die waarde van skeieregterskap? Wat bied dit vir jou in jou lewe en wat dink jy gee dit vir die mense met wie jy te doen kry? Skeieregterskap is nog al die jare deel van my sportbeoefening. So ek kom my uitleef daarin en dan natuurlik om die reëls so goed as moontlik toe te pas. En dan uit die aard van die saak is dit gedurig ook 'n hantering van konflik op die veld. Dit het my ook toegerus om in die lewe konflik te kan hanteer. En wat ek die laaste paar jare gedoen het met skeieregterontwikkeling en evaluering van skeieregters, is dit natuurlik ook 'n waarde wat 'n mens toevoeg wanneer jy met 'n skeieregter in gesprek gaan oor die ontwikkeling van sy hantering van rugby. In daai opsig dink ek voeg evalueerders ook baie groot waarde toe tot die spel van rugby, omdat skeieregters uiteindelik baie meer akkurater is in die toepassing van die reëls. Die mensekennis wat 'n mens opdoen in die spel. Want sport is maar 'n mikrokosmos en uiteindelik dink ek is dit vir elke een wat deelneem in die spel en uiteindelik ook vir toeskouers 'n omgewing, 'n veld waar hulle kan uitleef in hulle menswees. Dink jy die mense met wie jy daar te doen kry, weet dat jy 'n predikant is? Dink jy kry die geleentheid om iets daarvan ook tot uiting te laat kom as jy met hulle werk? As jy in rugby beweeg, dan loop jou reputasie jou vooruit. So predikantskap en skeieregter wees is iets wat ook maar so sy en keersy van dieselfde saak is. Want soos 'n predikant maar ook sy integriteit moet beskerm, moet 'n skeieregter dit ook doen. En in daai opsig dink ek word 'n mens seker baie goed dopgehou in hoe jy mense hanteer en sake hanteer. Die bevoor of benadeling van mense kom skerp in die fokus en ek dink daar het ek maar altyd probeer om die belange van almal op die hart te dra en die beginsel van die spel van reg en geregtigheid te laat geskied. En hoe sou jy vir Heineke Meyer raad gee as jy nou die geleentheid gehad het? Nee, ek dink ek sal nie vir hom kan raad gee nie. Elke een in die posisie waarin hulle is, hanteer die personeel wat hulle het. En ek dink hy probeer goed om daarin te slaag om almal se belange en die groter belang te laat slaag.